Ons is uiteindelik hier, na 2 dae se debat. Ek het vroeër vir julle gesê, hier is die grootste hoërskoolkompetisie in Gauteng wat ons nog gehad het, met 'n totaal van 291 deelnemers. So baie geluk, kan julle sommer vir julleself weer 'n groot handeklap gee. Kan ons asseblief vir AMP4 en Waterkloof 1 vra om vir ons op te kom? Dit is natuurlik ons 2 junior spanne. De klip wenskaar, so affies, julle kan kies. Okay. Affies meisies is opponerend en Waterkloof is die inleidende span. Julle onderwerp vir vandag is: die gebruik van sosiale media het die samelewing se persepsie van roem en sukses verander. Die inleidende span sê, die gebruik van sosiale media het die samelewing se persepsie van roem en sukses verander. Die opponerende span sê, die gebruik van sosiale media het nie die samelewing se persepsie van roem en sukses verander nie. Het almal dit? Baie dankie, julle 5 minute voorbereidingstyd begin nou. Reg, julle 5 minute voorbereidingstyd is verby. En ek gaan dan nou vra vir die eerste spreker van die inleidende span om haar toespraak vir ons te lewer. Die gebruik van sosiale media het die samelewing se persepsie van roem verander. Vandag word ons met die groot vraag gekonfronteer van wat roem nou eintlik is. Ons as span is vandag hier as trotse voorstanders om te sê dat die gebruik van sosiale media die samelewing se persepsie van roem wel verander het. Voordat ons wegspring met ons 3 se konstruktiewe toesprake, wil ons net 'n vlugtige begripsontleding doen, alhoewel die reëls van Dink of Sing dit nie stipuleer nie. Ons definieer die volgende begrippe as volg: sosiale media, 'n platform waar gebruikers hulle menings kan lig en fotos en video's kan deel. Samelewing, die omgewing en portuïergroep waarin ons leef. Persepsie, iemand se gevoel en mening oor 'n spesifieke saak. Roem, die bekendheid wat verwerf word deur verskeie dinge te doen, byvoorbeeld deur 'n sangeres te wees of 'n bekende aktrise. En verander om iets drasties op sy kop te draai. Ek gaan ons 3 se argumente aankondig. Ek gaan praat oor die sosiale media het vir ons insig gegee in beroemde se lewens en dus het dit die persepsie van roem verander. Ivan gaan praat daaroor dat mense met die hardste stemme gehoor word en nie die wat die hardste werk nie. En dus het sosiale media die samelewing se persepsie van roem verander. En voor sosiale media was die klem van roem op prestasies en nie gewildheid nie. Ek spring dan weg met my argument. Sosiale media het vir ons insig gegee in beroemde se lewens. Dink byvoorbeeld aan mense soos Karlien van Jaarsveld, wat deur 'n baie traumatiese egskeiding gegaan het. En ons kon elke liewe detail daarvan op sosiale media dophou. So dit het dus vir ons insig gegee in hulle persepsie van roem. Byvoorbeeld die Kim Kardashians en hulle daaglikse stryd, al is hulle so ryk, het ook vir ons inligting gegee van hulle persepsie van roem. Die sosiale media gebruik het definitief die samelewing se persepsie van roem verander, aangesien ons die daaglikse stryd kan sien in daardie bekende se lewens. Baie dankie. Ons gee nou die geleentheid vir die eerste spreker van die opponerende span om haar toespraak te lewer. Die gebruik van sosiale media het beslis nie die persepsie van die samelewing van roem en sukses verander nie. Mik vir die sterre, maar land op die wolke. Jy is tevrede enige kant om. Opponente, ek wil net so sê, ons stem saam met julle die verwagting van hoe julle dit verstaan. Sosiale media, natuurlik is dit platforms waarop jy kan kuier, foto's sien en menings kan lewer. Persepsie is definitief ietsie op die manier jy dit sien. Dit gaan alles affekteer van sleg tot goed en enigiets wat jy daaroor dink. En roem is net eintlik maar enigiemand waarvan jy weet wat bekend is en wat almal eintlik maar van oor praat.
Hiermee, opponent, jy het gesê dat sosiale media gee vir jou insig in die beroemdes se lewe. Maar dink jy nie, dit pla hulle nie. Dink jy nie, hulle wil nie, hulle persoonlike lewens moet oral op sosiale media gestrooi word nie. Sê nou maar soos Tom Holland en Zendaya, toe hulle die eerste keer gesien het. Hulle wou nie hê dat daai spesiale oomblik tussen twee mense wat regtig lief is vir mekaar, moes uitwis op sosiale platforms nie. En dit benadeel hulle beroep. Ek, Karlien, gaan eerstens praat oor hoe mense nog steeds hard werk om te kom op 'n punt waar jy nog steeds roem bereik sonder sosiale media. Daarna gaan Harry met ons praat oor hoe mense nie noodwendig hulle self wil blootstel aan sosiale media nie. En laastens gaan Nella met ons praat oor hoe sommige mense nie eens toegang het tot sosiale media nie. Mik vir die sterre en land op die wolke. Gelukkig bly mens tevrede enige kant om. Dit is moeilik om suksesvol te wees, sonder om hard te werk om te kom waar jy is. En as dit alles op sosiale media, dit word nooit op sosiale media uitgedruk nie. Hulle wys nie vir jou al die ure, die bloed en sweet wat jy ingesit het, om te kom op die punt waar jy nou is nie. Hulle wys net die goeie prentie, die lekker, en hulle wys nooit al die moeite wat daarin gaan nie. Die gebruik van sosiale media het beslis nie die samelewing se persepsie van roem en sukses verander nie. Dankie. Baie dankie. Ons gee nou geleentheid vir die tweede spreker van die inleidingsspan om sy toespraak te lewer. Voorsitter, dames, here, opponente, almal van die samelewing. Vandag sal ek graag my kennis aan u wil oordra en u oortuig dat sosiale media die samelewing se persepsie oor roem totaal en al verander het. My argument is dat mense deesdae met die hardste stemme gesien word en nie noodwendig dies wat die hardste werk nie. Nou, dames en here, kom ons kyk terug na die verlede. Hier was hardwerkende mense die beroemdes, soos byvoorbeeld Nelson Mandela, Gandhi en Moeder Teresa. Hulle het werklik hard gewerk. Nou deesdae, as gevolg van sosiale media, is mense soos die Kardashians bekend. Alhoewel hulle nie nou noodwendig die hardste werk nie, het hulle die hardste stemme. Deesdae is sukses nie noodwendig beroemdheid nie. Nou dames en here, dis die waarheid. Ons as span sê egter dat dit nie nadelig is dat mense deesdae met die hardste stemme beroemd is nie. Ons glo egter dat mense deesdae meestal glo wat hulle hoor en nie noodwendig wat hulle met hulle eie oë sien nie. Nou, die mense agter die skerms is deesdae nie dies wat die trofees verwerf nie, eerder dies met die hardste stemme. Sosiale media is 'n kommunikasiestelsel wat grootliks gebruik word deur dies wat iets vir die wêreld wil vertel en nie noodwendig dies wat werklik hard wil werk nie. Nou dames en here, ek het die kappie op die kop gesit en gesê dat sosiale media die persepsie van roem in ons samelewing verander het. Baie dankie. Baie dankie. Ons gee 'n geleentheid vir die tweede spreker van die opponerende span om haar toespraak te lewer. Mik vir die sterre, val op die wolke. Dames en here, die gebruik van sosiale media het nie die samelewing se persepsie verander nie. Dames en here, ek is nie seker hoe hulle dink die Kardashians het so ryk geword nie, maar ek is seker dit is deur harde werk bereik. Dames en here, mense wil nie te veel op sosiale media wees nie. Daar word self op sosiale media verduidelik hoe sleg dit vir jou kan wees. Dus beperk die mense hulle self met sosiale media en dus kan die hele samelewing se persepsie nie verander word nie. Ons sien nog steeds dat beroem en sukses bereik kan word deur harde werk. En dames en here, dit is nie verander deur sosiale media nie.
Die mense wat beroemd of suksesvol is, verander dalk selfs hulle self op sosiale media. So, die mense kan nie eers hulle persepsie verander nie, omdat dit onwaar is. Dames en here, ek is geleer, mik vir die sterre, val op die wolke. Werk hard en jy sal sukses bereik. Baie dankie, ons gee geleentheid vir die derde spreker van die inleidingsspan om haar toespraak te lewer. Geagte voorsitter, dames en here en dan ook natuurlik ons opponente. Ek's 'n trotse voorstander en ek stem saam met my span dat die sosiale media die persepsie van die samelewing kom verander van wat roem en sukses werklik is. Eerstens wil ek reageer op Nyla. Ek stem glad nie saam met jou stelling oor Kim Kardashian nie. Al wat haar ryk gemaak het en beroemd gemaak het, is haar opgepompte valse boude. Met my argument wil ek klem lê op die woord verander. Die sosiale media het die samelewing se persepsie kon verander. Want lank voordat die plastiese poppies op TikTok kom dans het, of vir jong dames hulle valse wimpers kom wapper het op Instagram, was daar eintlik mense daar buite wat sukses bereik het deur prestasie. Dames en here, as julle in die geskiedenisklas gesit, julle sal weet, julle is almal op hoërskool, sal julle nie leer van die tannie wat die mooiste was nie, of die grootste spierdiere in die verlede nie. Voor sosiale media was daar eintlik mense wat dinge bereik het, soos byvoorbeeld Galileo Galilei wat die teleskoop ontwikkel het of verbeter het, wat hedendaagse lewe baie makliker maak in die astronomie. Dit was lank voordat sosiale media gekom het. Daardie tyd het mense nog geglo in dit wat werklik is, nie plastiese chirurgie nie. En dan dames en here, sosiale media het die samelewing van die roem en sukses kom verander. Want al wat ons in die hedendaagse lewe sien is al hierdie poppies en dinge op sosiale media, maar ons vergeet eintlik wat regtig sukses en roem bepaal. Dames en here, ek sluit af. Ons moet onthou, sosiale media, alles wat jy op die internet sien, moet jy nie altyd glo nie. Baie dankie. Ons gee geleentheid vir die derde spreker van die opponerende span om haar konstruktiewe toespraak te lewer. Voorsitter, dames en here. Baie het verander. Met die media, selfone en soveel meer is dinge anders. Maar is dit so anders dat die samelewing se begrip van sukses sal verander? Dames en here, ek en my span glo vas dat die media nie die persepsie van roem en sukses verander het nie. Want sosiale media is 'n voorreg wat net vir sommige mense gegee is. Kom ons dink aan die jong kinders wat nie sosiale media het nie. Hulle gaan beslis nie sukses sien as 'n post op Instagram nie. Vir hulle is roem en sukses steeds 'n span in die netbalspan, 'n posisie in die netbalspan. Mense wat nie hierdie platforms het nie, word nie gedryf deur hierdie tipe dinge nie. Hulle word gedryf deur alledaagse dinge. As ons dink aan 'n arm persoon wat langs die pad staan in plekke in Suid-Afrika, wat nog nooit van iets gehoor het, soos Instagram nie. Vir hulle is harde werk steeds gewone arbeid en die aanvaarding van die publiek is vir hulle heelwat belangriker as 'n posisie in die sosiale media wêreld. Mense wat nie die voorreg het nie, sal nie daardeur gedryf word nie. Hulle bly by die oorspronklike van hard werk en wat sukses eintlik beteken. Hoe sal die hele samelewing se begrip verander as gevolg van diegene wat dit het? Dan reageer ek graag op my opponent se argument. Julle het gesê
dat mense in die verlede werklik hard gewerk het. Maar dink julle nie dat mense soos Elon Musk ook nou hard werk nie? Dankie. Baie dankie. Ons gaan nou begin met ons 7 minute debatsgesprek en ons gee dan die eerste geleentheid vir die opponerende span om 'n vraag te stel aan die inleidende span. Baie dankie. Opponente, so as alles valse wimpers en allerhande valse dingetjies, hoekom sal ons persepsie verander as ons weet alles is vals? Dit het ons persepsie verander. Ek het gesê dit het oor die tydperk ons persepsie verander. Voordat sosiale media was daar nie lang wimpers en opgepompte beure nie. So daarom het ons persepsie verander want dis al wat nou daar buite geadverteer word. En om by te las by wat Ilani gesê het, nie almal in die samelewing weet noodwendig dis vals nie. So dis kan ons nie bevestig dat dit vals is nie. Opponente, julle het ook gesê dat mense nou net gedryf word deur goeters soos lang wimpers en mooi maak goeters, maar glo julle nie dat daar steeds mense is wat hard werk vir dieselfde tipe sukses en roem soos in die ou dae, soos kom ons vat 'n voorbeeld soos by die Olimpiese spele waar die mense hardloop vir 'n prys, 'n medalje, nie verander deur sosiale media nie. Dis reg, ek stem saam met jou Naila, maar ek voel julle fokus net op een aspek van ons toesprake, maar ek sal hom in elk geval vir julle beantwoord. So nee, soos Ivan gesê het, in die verlede is daar steeds mense wat hard werk en hy het nooit gesê dat ons glad nie meer fokus op die mense wat hard werk, soos jy nou sê Elon Musk nie, maar ons wil ook net uitlig dat die persepsie van roem verander het na mense met sulke valse wimpers en so toe, maar ons wil ook net van ons kant af vir julle 'n vraag vra. So, dit het vir ons geblyk uit julle konstruktiewe toesprake uit, dat julle elke keer nie regtig terug na die onderwerp toe gekom het nie, met julle heeltyd die gepraat van mik vir die sterre en land op die wolke, en ons wil net vir julle vra, hoe is dit eintlik van toepassing op die onderwerp? Opponent, dit is eintlik maar net meer oor selfs al jy het nie sosiale media nodig om beroemd te wees nie. Jy het nie iemand anders se hulp nodig van buite af wat jou gaan beroemd maak om jou te kry op die punt waar almal weet wie jy is nie. Die enigste manier hoe jy daarby gaan uitkom is deur te werk. En jy kan nie enigstens so hoog opkom sonder om te werk nie. En dit is regtig nodig dat ons dit moet onthou. Ek stem saam met jou, Karlien, maar hoe dink jy sou die mense geweet het van hierdie beroemde persone as dit nie was vir iets soos sosiale media nie? As ons terugkyk in die geskiedenis, ons het nie sosiale media nodig om beroemd te word nie. Byvoorbeeld, Paul Creer, hulle het nie sosiale media in daai tyd gehad nie, maar almal het vir Paul Creer geken. Okay, nou voordat ons sirkel debatteer rondom net een aspek van wat ons gedebatteer het ek vir julle ook 'n vraag. So, glo julle individue soos die Kardashians sou werklik beroemd gewees het in die 1900s toe sosiale media nog nie bestaan het nie? Opponente, ek dink nie hulle sou bekend gewees het in daai tyd nie. Maar dit is nie nou waaroor ons debatteer nie. Ons debatteer nie of sou hulle beroemd gewees het of sou hulle nie. Ons praat oor die persepsie van roem. Het dit hulle beroemd gemaak? Ja. Het die persepsie van roem verander deur wat hulle gedoen het op sosiale media? Nee, ons glo nie so nie. Ek het dan net ook 'n vraag vir die opponerende span. Die tweede opponent het die hele tyd gepraat van dat die stemme beter is as werk. Maar ook as ons terugkyk na die geskiedenis, die stemme het nog steeds was ook beter as werk, maar so die persepsie het nie verander nie. Dit is nog steeds dieselfde. En opponent, baie keer praat die aksies wat die mense doen soveel harder as wat sosiale media enigstens kan gee. Die aksies en die maniere waarop jy optree, kan mense se persepsie soveel meer verander as sosiale media ooit kan. Baie dankie vir daardie stelling. Ek het 'n vraag vir die derde spreker, Henry.
Jy het genoem dat daar baie jong kinders is wat nie sosiale media het nie en daarom kan ons nie sê dit is van toepassing op hulle nie. Maar praat ons oor jong kinders of praat ons oor die hele samelewing? En ek weet jy het toe verder uitgebrei en gesê dat daar ander mense is wat dit ook nie weet nie en dat die publiek hulle moet ervaar vir wie hulle is. Maar dink jy nie die publiek fokus dan meer, die meerderheid fokus dan meer op wat sosiale media aangaan as wat hulle fokus op die persoon wat met stem soos wat iemand gesê het daar beroemd word nie, want hulle doen nie. Opponent, as ons praat van die samelewing, praat ons van alle mense. So ons glo dit sluit jong kinders in. So my punt wat ek gemaak het, was net dat daar definitief baie mense is wat nie sosiale media het nie en hierdie raak hulle dus nie. Ek het ook net 'n vraag vir julle eerste spreker, Caroline. So jy het in jou konstruktief gesê dat hulle nie wil hê dat hulle persoonlike lewe uitgeblaker moet word nie, maar ons het nooit gesê dat die beroemdes nou al die goed wat hulle in hulle lewens doen, moet uitblaker op sosiale media nie. En ek voel daar het ons 'n bietjie van die onderwerp afgedwaal, want ons praat eintlik maar net van die persepsie van roem en nie wat die bekendes op sosiale media publiseer nie. Opponent, maar dink net daaroor. As jy net die eindproduk sien en jy sien nie hoe hulle hard gewerk het nie, gaan dit definitief nie jou persepsie kan verander nie. En daai proses om daarby uit te kom word nie gewys nie. En so gaan dit definitief nie ons persepsie kan affekteer nie, want dit word nie gewys op sosiale media nie. En ek wil net by haar bylas, soos ek gesê het, met hierdie sosiale media, as nie almal se persepsie verander word in die samelewing nie, soos ek reeds genoem het, kan dit nie die volle samelewing wees nie. So hulle word nie verander nie, soos ek gesê het, want alles is vals, soos ons reeds genoem het. So ja. Het julle moontlik vir ons vraag? Baie dankie, julle 7 minute is verby. Ons gaan nou vrae vat vanuit die gehoor. Jy kan sit. Okay, so hierdie is 'n vraag aan ons Waterkloof span. Hoekom beteken die feit dat die pad na faam verander het, dat die aard, dat roem iets anders beteken? Soos die onderwerp sê, het die gebruik van sosiale media die samelewing se persepsie van roem verander. En ja, ons as span voel die pad wat verander het definitief die samelewing se persepsie van roem verander, want soos Ilani en Ivan gesê het, gewoonlik in die vroeë 1900s met Thomas Edison en al daardie mense wat die bekende uitvindings gedoen het hulle deur middel van harde werk die roem bereik, en toe het ons as samelewing se persepsie was jy bereik net roem met harde werk, maar toe die proses van roem verander het ons as samelewing se persepsie van roem ook verander. Baie dankie. 'n Vraag vir Afrikaans meisies. Afrikaans vir meisieskool. Ek wil graag vir julle vra, julle praat oor die harde werk wat steeds ingesit is, maar kan julle dalk vir my verduidelik wat se harde werk die Haktoe meisie ingesit het om beroemd te word? Het julle Askies, kan jy net gou asseblief weer jou vraag herhaal? Die einde. Opponente, watter harde werk het die Haktoe meisie ingesit om beroemd te word? Ons glo nie dat die Haktoe meisie, sy is dalk beroemd, maar sy kon ook beroemd geword het sonder sosiale media. As sy net voor 'n groot gehoor dit gedoen het, sodat sy nog steeds bekend geword het. En dames en here, dit het nie noodwendig die mense se persepsie verander nie. Ja, sy het dalk beroemd geword, maar dit het nie almal se persepsie oor die samelewing verander nie. Baie dankie. Julle kan maar gaan sit.